Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Ons almal oortree soms teenoor mekaar. Hier 'n verkeerde gesindheid en daar weer 'n gemeene optrede. Mense het al teen jou oortree, maar ek en jy het ook al teenoor ander oortree. Het is juist dikwels ons selfsug, ons eie geregtigheid en sondige neigings wat daartoe lei, dat ons oortree teenoor mekaar, misdade pleeg teenoor mekaar. Ons staan dus almal skuldig. Daarom raai Jakobus 5 vers 16 ons aan, om oortredinge teenoor mekaar te bely, en daarmee saam ook vir mekaar te bid. Daardie gebed wat gebring word, daardie gebed bewerk genesing vir die benadeelde. Dit bewerk ook genesing vir die oortreder. Daardie gebed bring versoening en vrede tussen mense wat eens vyande was. Christus is vir ons die volkome voorbeeld dat 'n mens moet bid vir die oortreders. Want aan die kruis op Golgotha roep hy uit, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jou en my oortreders besef nie altyd die skade, die wonde, die seer wat hulle veroorsaak het deur 'n misdaad wat gepleeg is nie. En daarom moet ons bid vir mekaar, sodat ons gesond kan word, dat jy genees kan word van wrok, van verbittering, van haat en weersin, en dat ons mekaar kan vryskeld van enige oortreding, sodat beide partye gesond kan word. Kom ons bid dit. Hemelse Vader, vandag bid ons vir ons oortreders. En soos Jesus aan die kruis wil ons ook sê, Vader, vergeef hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. Ons bid, Here, vir elkeen wat individueel geraak is deur 'n gemeene daad, 'n misdaad. En ons spreek vry, ons vergewe volkome. Dankie, Here, dat die vergifnis ons vandag bied, genesing bring. Genesing vir my, wat benadeel is, maar ook genesing vir my oortreder. Ek bid dan nou, Here, ek bely alle vyandigheid. Ek laat vaar dit nou. Dis verby, dis afgehandel. En ek ontvang genesing. Net so ook ontvang my oortreder genesing. In Jesus naam. Amen.